its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your blurry body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your body's body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Whoa. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul that's captive by depression. I speak Jesus.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, and shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, and your name is life. Yes, Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, 'cause your name is power. Your name is healing, your name is healing, and your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus, Jesus, the name of power, the name of healing. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Ek wil sê welkom aan almal wat helder wakker is. En die wat nie helder wakker is nie, kan ook maar bly sit asseblief. Kan ek vra wat doen jy om hierdie tyd van die aand helder wakker te wees? Kan ek gou vra eerlik, wie het 'n ou middagslaapie iewers gevat vandag? 'n Paar slim mense is hier so. Want dis hoe ek ook wakker bly laat in die aand. Maar is wonderlik dat ons in die teenwoordigheid van die Here wil wees wanneer 'n nuwe jaar begin. 'n Nuwe jaar se aanbreek oomblik is maar net 'n minuut, behalwe as ons dit iets spesiaals maak deur te dink en die teenwoordigheid van die Here te beleef. Kom ons begin deur ons oë toe te maak en saam te bid. Hemelse Vader, elke dag is 'n geskenk uit U hand uit. Einde van die jaar is 'n nadink geskenk oomblik. Begin van 'n nuwe jaar is 'n opgewonde dink oomblik. Ons wil dit saam met U doen en ons wil bid dat U vir ons sal seën daarmee. Ons bid daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag U die Here se genade regtig beleef. Ons gaan vandag gesels oor die situasie, hoe dat 'n mens opstaan nadat jy swaar gekry het, nadat iets jou in die jaar getref het, die goddelike veerkrag, resilience wat 'n mens kry, nie net die menslike resilience nie. Maar kom ons begin deur net eers 'n nadinklied te sing. Hierdie lied vra van 'n lied 571, ons gaan die ander woorde daar, die musiek gaan kom met begeleiding en woorde, gaan vir ons net vra, Here, ek dink 'n bietjie terug, hoeveel blye dae het so strome
kalm en rein by my verbygevloei. Ek wil dit dink en waardeer, kom ons sing al die versies daarvan. Ek het gedink daar's nog 'n vers, maar kom ons sing dan die tweede lied. En die tweede lied is 'n lied wat sê, Here, ons dink nie nou terug aan wat verby is nie. Ons het leiding nodig vir die nuwe jaar. Lei U vir ons. U is lig met 'n hoofletter.
Ek wil begin deur rugby te praat. Ek wil hê selfs die vrouens moet hulle indink, hoe voel dit om op die veld te wees? Jy het die bal onder jou arm, jy's voluit op spoed, en dan skielik verskyn daar 'n ou voor jou, en hy's nie klein nie. Hoe sal dit voel as jy getackle word deur Eben Etzebeth? 2,03 meter, 117 kilogram, en daai kilogram is nie sagte kilogramme nie. Dis effe hard. Dis ek dink nogal, ek gaan nie op die veld gaan as hy daar is nie. As hy nie ander span is nie natuurlik. As hy in my span is, gaan ek graag op die veld. Waarheen is ek op pad? Sê nou maar hierdie jaar het jou getackle soos Eben Etzebeth. Sê nou maar hierdie jaar was vir jou 'n jaar met teëspoed wat vir jou geslaan het soos 'n tackle. Weet jy wat sê Afrikaans vir 'n tackle? Dis nie 'n laagvat nie. Die beste Afrikaans is 'n plettervat. En soms voel dit asof hierdie jaar hard was. Want daar het goed gebeur, en veral as dit goed is wat aanhou gebeur, en wat te groot is vir my om te hanteer. Sal ek kan opstaan? Want ek wil praat nie net oor die tackle nie, ek wil veral praat oor die opstaan, want as ek deur hierdie ou getackle word, dan gaan ek nie opstaan nie, want ek dink die ekstraal gaan wys, elke been in my liggaam is gebreek. Die nadoodse ekstraal. Maar is tog 'n wonderwerk dat daar mense is wat deur hom getackle word, en selfs wat vir hom tackle, en dan staan hulle op en hulle speel verder. Hoe kry hulle dit reg? En ons moet daardie vraag vra as ons dink aan die lewe. As die lewe vir my geplettervat het, as daar dinge gebeur het wat herhaaldelik gebeur het, wat bokant my kragte was, wat ek voel het my liggaam is nie sterk genoeg om dit te hanteer nie. Hoe hanteer ek dit dat ek opstaan? Ek wil dus praat vandag oor opstaan en oor die Engelse woord wat dit meeste uitdruk is resilience. Die Afrikaans daarvoor is veerkrag. Maar nie hierdie gewone veerkrag wat jy in al hierdie motiveringstoesprake kry van 'n mens met resilience kan die lewe hanteer nie, 'n goddelike veerkrag. En om daar op te staan is God se genade. Nou, op die rugbyveld is dit half normaal om op te staan. Want spelers word 50 keer geduik en dan staan hulle 51 keer op en dan loop hulle van die veld af. Hulle word nie afgedra nie. Maar onthou, daar is kere wat dit 'n bietjie erger is as gewoonlik. Interessant genoeg, dit is vir kinders makliker om op te staan as vir groot mense. Want, vat nou maar 'n klein mensie. Hulle val baie keer. En dan hanteer hulle dit beter as groot mense. Hulle val, hulle huil, hulle kry seer, hulle hardloop na ma of pa toe, hulle hanteer dit onmiddellik, hulle kry troos, hulle kom terug en hulle speel verder. Groot mense hanteer dit nie so goed nie. Ons val en ons bly lê en ons voel die pyn, dis ook nodig, maar ons staan nie op en gaan soek hulp of huil eers hardop nie. Ons sê 'n groot mens mag nie huil nie, en ek sluk dit in en ek druk dit dood en ek probeer maar weer hard en ek kruip op die grond.
Ons hanteer dit nie so goed soos kinders nie. In hierdie geval nie so goed soos kinders nie. En daarom weet ek, hier is mense wat deur die loop van 'n jaar gevoel het, ek is moeg, ek is herhaaldelik geduik en die probleme kom weer en weer. Dit gebeur by die huis en by die werk en sommer net in my eie gemoed waar my eie terneergedruktheid soms voel asof daar iemand vir my geduik het en ek wil nie eers uit die bed uit opstaan nie. En die uitdaging is al groot genoeg om soggens weer op te staan. Opstaan is vir party mense in die oggend moeilik. En dis nie net omdat jy dalk nie 'n vroegoggend mens is nie, dat jy selfs laat in die oggend sê, ek kan nie uit hierdie bed uit opstaan. Maar nou moet jy simbolies, in die begin 1 Januarie 2026, moet jy opstaan vir 'n hele jaar. En dan sê baie mense, ek is te moeg. Nou ek weet, dit kan wees dat jy geseënd en begenadigd was, dat jou jaar sonder plettervatte was. Dat dit eintlik vir jou baie gewone jaar was. As dit so is, moet nou net nie aan die slaap raak in hierdie preek nie. Dan moet jy asseblief luister, want al het jy dit nie nodig nie, is daar iemand langs jou wat vanaand in die bed lê nie eers krag het om hier te wees nie. Dan moet jy die nuus soontoe vat. Kom ons begin by 2 Bybeltekste wat vir met my gepraat het toe ek hieroor gedink het. En dit is 2 tekste waar die Here sê, ek gee die goddelike veerkrag wat vir mense laat opstaan al dink hulle nie hulle kan nie. Dit is Psalm 147, die eerste een. Daar word gesê, dis die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring, en dan veral vers 3, hy genees die gebrokenes van hart, en ek kan ook maar sommer sê die gebrokenes van liggaam. Hy verbind hulle wonde. Die Here laat hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses hanteer hy nie so saggies nie. Gelowiges word hier iets beloof, en kyk net na daai genesende, daai woorde van herstel, opbou. Daar word gesê, 'n stad wat verwoes is deur klompgoeters, en ek praat nie net van die slaggate nie, wat stikkend is en 'n moedelose stad is, word opgebou as die Here dit doen. Hy versamel mense wat uit mekaar uit verstrooi is. Hy genees gebrokenes. Hy verbind wonde. En as ek dink ek is verby opstaan, dan laat hy vir my sowaar opstaan. En dis hierdie belofte wat die Here regtig vir 'n mens gee, wat vir my laat sê, maar dit is moontlik om al is ek getref deur hoeveel spierkrag kilogramme, dan gaan ek weer kan opstaan. Daar is 'n goddelike resilience wat moontlik is vir brose mensies. Die tweede teks is ook 'n wonderlike bekende teks. Net voordat ek soontoe gaan, wil ek net sê, ek gaan net nou spesifiek kom by 4 stappe hoe mense opstaan. Maar hierso is 2 wat ek nie daarso het nie. Hier is 2 maniere hoe jy klaar krag kry, weggesteek in vers 7 en vers 8. Dit begin deur te sê, sing nou al 'n lied oor die Here se opstaanskrag, voordat dit nodig is. En ek wil sê, sing ook wanneer dit nodig is. Weet jy wat doen sang aan 'n mens? Dit energeer jou. En daarom moet jy asseblief kerk toe kom en nie so sing nie. Sing dat die mense langs jou so
kyk na jou toe. Want hoe meer voluit jy sing, hoe meer gaan dit vir jou vreugde gee. En dan, hierdie praat ek nou van voor die tyd, elke dag. Maak sing geleentheid in jou lewe. En dan, wanneer die oomblik van terneergedruktheid op die grond lê kom, dan kom jy en jy sing ten spyte daarvan dat jy nie lus is nie. Jy sing jou uit jou depressie uit in positiewe denke. Moenie sê, ek is nie lus om te sing nie. Sê, ek is nie lus om te sing nie, daarom gaan ek kliphard sing. Die tweede is, kyk na die natuur. Hy oordek die hemel met wolke en hy voorsien reën, laat die gras op die bergland uitspruit. Laas jaar pikswart gebrand. Nou, lewendig, dis opstaan. Vanoggend 11 kilometer in die berge, sulke lang, pragtige plante, want dis 'n wonderlike reënjaar, wat met my gepraat het en gesê het, kyk net wat doen die Here. As hy dit vir plante kan doen, kan hy dit vir jou ook doen. Dis, as hy dit kyk genoeg na die natuur. As jy in jou eie huis is, word jy moedeloos, in jou tuin vorder jy al, buite in die veld vorder jy regtig op pad na opstaan. Dis die eerste 2 stappe na opstaan. Kom ons kyk na die ander teks. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong mense word moeg en afgemat en mense in hulle vleuers struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Weet jy, hierso is vir my weer 'n belofte. Ek het 'n kragbron, ek moet net inprop en aanskakel. Hier word gesê, dis nie net ou mense wat al 30 jaar met dieselfde probleem sit wat moedeloos word nie. Selfs jong mense, ek is nog maar 3 maande by hierdie nuwe werk. En ek sien klaar nie meer kaas nie. Wat is verkeerd met my? Is ek 'n loser? Dis normaal vir jong mense om ook moeg te word. En dan sê die Here, ek sien jy is jonk, jy is veronderstel om 'n hele emmer vol energie elke dag te hê en jy het 'n druppeltjie. Ek gee vir jou nuwe krag. As jy op my vertrou, dan gaan jy dit kry. En dan sê hy weer eens, gaan kyk na die natuur. Kyk net, jy's op die oomblik soos iemand wat op die grond kruip. Jy kan soos met arendsvlerke vlieg. Dis nie mossievlerkies nie, dis arendsvlerke. Dis, jy kan hoogtes bereik, al voel jy het nie krag om op te styg nie. Jy sal hardloop en nie moeg word nie. Die Here gee krag vir marathonafstande. 'n Comrades is kilometers lank. Hoe lank is dit wat jy moet werk voor jy eendag kan aftree? Duisende dae. Die Here sê, ek gee genoeg krag daarvoor. Hulle loop en word nie afgemat nie. Selfs waar daar nie kompetisie is nie, die doodgewone normale take, dis nou al nie eers die 1000ste keer wat ek skottelgoed was nie, dis die 10.000ste keer. Ek sal krag kry daarvoor. En dis die belofte wat hier gegee word, dis nie 'n sielkundige resilience nie. Hoe doen 'n mens dit? Ek wil by praktyk uitkom. En voordat ek by die 4 stappe uitkom, wil ek net sê, kom ons gaan net gou weer terug na rugby toe. Die rede hoekom daai ouens wat deur Ewen Etzebeth getackle word opstaan, is omdat hulle fiks is. Hulle het self 'n klomp spiere. En as 'n spierblok getackle word, dan breek sy bene nie soos wat dit met my sal gebeur nie. En daarom sê die Here, oefen, en daarom wil ek vra,
voordat jy die slegste jaar van jou lewe kry, moet jy in die goeie jare genoeg oefen. As daar 'n uitputtende dag is, dan moet jy sê, "Sjoe, dis eintlik, dis nogal 'n gym sessie gewees." Moenie by die lewensgym verbyloop nie. As daar 'n moeilike ding gebeur, dan moet jy sê, "Jo, dis nogal 'n redelike tawwe oefenmasjien hierdie, maar ek gaan dit doen." Jou positiewe ingesteldheid maak dat jy dit kan hanteer. En daarom moet jy vir die Here sê, "Help vir my om die gewone goed te gebruik om fiks te word. Die dinge waar ek 'n gewone uitdaging kry. 'n normale dag en skielik is daar 'n krisis. Dan sê ek, goed, dis 'n oefensessie. Ek gaan dit doen en dan gaan ek later fiks wees vir die groot krisisse." Kom ons kyk na 4 goeters. Ek wil sê die stappe om hierby uit te kom is 4 B's en ek gaan net nou 'n 5de een bysit. Hoe kom ek by 'n positiewe opstaan styl, lewenstyl uit? Soos alles begin dit by gebed. Dit begin dat ek met die Here praat oor my lewenssituasie, oor my lewenskrisisse. In gebed ontlaai ek, dis wat daai klein mensie doen wat val en hulle mamma toe hardloop. Ek gaan kla by die Here, ek gaan huil by hom, en as ek ontlaai het, dan is my gemoed ligter. Ek bid ook en dan sê ek hardop die beloftes van die Here. Hierdie 2 tekste, as ek dit op my yskas opgeplak het of op my foon het as 'n skermgreep, dan gaan dit met my praat en ek gaan vir die Here sê, Here, ek herinner u aan u beloftes, u herinner my aan u krag. Dan in gebed begin ek om by die Here in te prop vir sy krag. Dis die beloftes sê ek dan hardop. En beloftes is belangrik, want dis nie verniet dat ons dieselfde bekende Bybelteks weer en weer lees nie. Want iets wat ek nie herhaal nie, verdwyn onder die vuil wasgoed van die dag. Maar as ek dit daaronder uithaal en ek kyk weer daarna, en ek sit dit op dat dit 3 uur die dag op my foon verskyn, want 3 uur die dag is gewoonlik my laagtepunt, dan kry ek die beloftes van die Here en ek kry weer die genade om daarna te kyk. As ek by daai 2de B is, dan moet ek na die 3de een toe gaan. Dan moet ek sê, ek besluit. Ek gaan 'n besluit neem. Ek weet ek gaan in hierdie jaar dalk 'n ramp beleef. Here, ek besluit nou en ek besluit saam, ek gaan positief dit hanteer. Ek gaan nie my ou styl volg van kla oor alles en doen niks nie. Ek gaan vir die Here vra, gee vir my positiewe denke voor die tyd. En as die ramp kom, gaan ek huil en my oë oopmaak en ek gaan weet wat het ek besluit. En as ek die besluit geneem het, daarna die ingesteldheid en iets gebeur, dan moet ek sê, ek beweeg, ek begin ietsie doen. Onthou as ek getackle is, geduik is, dan lê jy in pyn en skok op die grond. Maar dan moet jy net sê, ek gaan net voel, beweeg my been nog, is my arm nog aan my lyf vas. En dan begin ek beweeg en ek staan op en ek stap eers stadig. Dus moenie vir jouself sê, ek gaan as die ramp tref dadelik borrel en spring en 'n geloofsheld wees nie. Ek ken nie geloofshelde onder gewone mense nie. Na die tyd sien hulle was helde. Maar hulle het
klein stappies geneem. Ek het weer hierdie week gekyk na 'n boek in die boekwinkel wat gesê het Atomic Habits. Tiny Habits is 'n ander boek met dieselfde doel wat sê jy doen nie groot spronge nie. Jy doen klein stappies. En as ek dus in die nag lê en bekommer en ek dink aan hoe ek die groot probleem in een wonderwerk gaan oplos deur 'n engel wat uit die hemel uitkom, dan dink ek verkeerd. Dan sê ek, Here, ek vra vir u vannag, as ek klaar bekommerd het en ek het dit by u gelos en geslaap, dat ek môre een dingetjie weet om te doen wat hierdie dag beter sal maak. Bid daaroor, hou vas aan sy beloftes, neem 'n besluit, dit is my styl, en doen ietsie, nie alles nie. Die 5de B wat ek wil noem, wil ek in deernis sê. Weet jy, daar kom 'n tyd wanneer beserings op 'n rugbyveld so groot is, dat iemand moet sê, ek gaan nie nou verder speel nie. Ek gaan die hulp van die noodwerkers aanvaar. Ek gaan selfs op 'n golfkarretjie gelaai word en afgevat word, want ek het ruskaas en herstel nodig. Be kind to yourself, deur soms ruskaas te vat. Deur te sê, ek is te seer om aan te gaan, ek het rus nodig, ek het 'n helper nodig. En dan vra jy 'n helper, en jy reik uit na 'n vriendin, of 'n vriend of 'n professionele helper, na 'n geloofshelper, en jy sê, ek kan nie alleen nie, help my verder. Wees sag met jouself en gaan van die veld af wanneer dit nodig is. Ek is so bang vir mense wat weer dink ek moet opstaan, ek is onmisbaar, dat hulle aanhou speel en hulle besering vererger. Uitbranding is een van die siektes van ons tyd wat in die afgelope jare verdubbel en meer as verdubbel het, omdat mense nie grense stel en van die veld af gaan en ruskaas eis en vat wanneer hulle dit nodig het nie. Ek wil by 'n 6de B uitkom, ek het hom nie genoem nie. Ek hoop nie u het die grootste pyn wat 'n mens menslik kan kry, die grootste plettervat hierdie jaar persoonlik beleef nie, en dis 'n begrafnis. Ek het 'n paar begrafnisse hier gehou, en ek weet hoe erg dit is. Ek weet dat wanneer jy by daai B uitkom, dan wil jy nie aangaan nie. Ek kan nie aangaan met my lewe sonder hierdie mens wat ek voor lief was nie. Ek is bang vir, het is 12 uur en ek is nog nie klaar nie. Kom ons luister maar na die klok. Ek is bang vir eerskomende maandag, want maandag moet ek 'n begrafnis bywoon, gelukkig nie hou nie, van 'n vriend van my wat 4 mense verloor het. Skoonseun, 3 klein dogters in hulle 20er jare. Hoe oorleef 'n mens dit? Jy oorleef dit net as die Here vir jou geestelike veerkrag gegee het. Een daarvan is dat jy medemense het wat vir jou help dra. En daardie medemense is die mense wat hier sit. As ek plat lê op die aarde, dan het ek my eerste hulp is die gelowige langs my, wat op daai oomblik die engel is wat die Here vir my stuur. Ek hoop jy gaan hierdie jaar die uiterste moegheid kan hanteer met goddelike veerkrag. Almal gaan moeg word.
Dominees word ook moeg. Hier kom 2 jong nuwe dominees, hulle gaan na 'n paar maande ook moeg wees, dan moet hulle by die Here die geestelike krag vra. As jy die onderwyser is wat nog 'n klomp admin kry van die departement af, vra vir die Here die genade om met veerkragte te hanteer. As jy die een is wat nog 'n slag in die nuwe jaar dieselfde baas moet hanteer, dieselfde familie se bekleierery moet hanteer, sê vir die Here, Here, nuwe jaar, ou probleme, goddelike veerkrag. Ek weet dis moontlik. Ek bid dit vir jou toe. Ek wil hê jy moet nou 'n tydjie van stil gebed vat. Sommige net sê, Here, die jaar is al 60 sekondes oud. Ek wil sommer met u praat oor die jaar, met die krag wat ek nodig gaan hê. Kom ons gee tyd vir stil gebed. Hemelvader, dankie dat ons hierdie jaar nie alleen aan ingaan nie. Want u stap voor ons, u dra ons in die hande, u omvou ons met u liefde. Dankie dat ons hierdie jaar nie alleen ingaan nie, want hier sit mense langs my. Here, hou families, geliefdes naby aan mekaar, sodat ons vir mekaar kan help wanneer die lewe ons tackle. Dankie vir hierdie 2 gemeentes. Here, hierdie 2 gemeentes is die bende wat vir mekaar moet help. Die veilige groep. Maak vir ons 'n groep van veiligheid vir mekaar, vir die wêreld om in tuis te word. Here, ons bid vir die mense wat probeer om die lewens se stampe en stote sonder u te hanteer. Help vir hulle om vir u te ontdek. Geef vir ons die genade om sonder om te spog, net deur te getuig, te sê, dis hoe ek al hierdie swaar kry hanteer. Seën vir ons met u teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die jaar is hier, mag dit 'n geseënde jaar wees, nie omdat dit 'n voorspoedjaar is nie. Onthou, die gewildste wens is voorspoedige nuwe jaar. Is nie gewaarborg nie. Wat gewaarborg is 'n jaar waarin God by jou sal wees. Hy het dit beloof en dis die seën waarmee ons net nou gaan afsluit. Maar kom ons sing eers 'n lied, en die lied wat ons gaan sing is, al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, dis, al sou die swaar kry kom, nogtans sal ek juig en bly wees in my God, en daarna gaan ek vir jou huis toe stuur met die seën van die Here se teenwoordigheid. Kom ons staan vir hierdie laaste lied.
Mag u 'n veerkragtige nuwe jaar hê. Die Here sê, ek beloof vir jou nie net vreugde nie, ek beloof vir jou myself, want die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees is vir ons gewaarborg, 365/24/7 as genade. Amen. Mooi dag, slaap lekker.